Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Ons gaan kyk na die 6de seël. Hoofstuk 6, Openbaring 6. Kyk na die 6de seël, Openbaring 6 vers 12 tot 17. Nou weer 'n keer hierso, ek gaan die skrifgedeelte eers lees en dan verduidelik ek die skrifgedeelte. Lees in vers 12, Openbaring 6 vers 12 en die 6de seël. Kyk maar na my hand so in die verbygaan en ek Johannes het gesien en toe hy, dis Yahshua, die 6de seël oopgemaak het en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Dis seker die grootste aardbewing wat ooit op hierdie aarde plaasgevind het, is hierdie aardbewing in die 6de seël. En die son is swart geword soos harige sak en die maan geword soos bloed. Nou, u sal onthou dat ek vir u verduidelik het dat die Bybel, of althans die boek Openbaring, is nie kronologies geskryf nie. Nou, ons is nou by die 6de seël, hier waar die ouens se koppe afgesny is, maar eintlik die 6de seël pas daarso by Openbaring 19, wanneer net voor die slag van waar die slag van Armageddon plaasvind. Eintlik as ek nou hom presies wil plot, dan moet dit wees Openbaring 20 vers 7 en vers 8, daar waar die vuur uit die hemel uit, waar Jahwe die woord spreek, vuur kom uit die hemel uit. Hierdie gedeelte pas daarin vir u wat nota smaak. Want dit het te doen met die aardbewing. Hy sê, en daar was 'n groot aardbewing, en die son is swart geword soos harige sak, en die maan geword soos bloed. Nou kyk ons na die verduideliking. Wat jy nou moet besef, is dat Johannes 2000 jaar gelede geleef het. En soos Daniël, wat ongeveer 600 jaar voor hom geleef het, dit was 575, het geen een van hulle enige verklaring gehad vir goed wat in hulle tyd plaasgevind het, maar wat verwysend was na die 21ste eeu nie. En daarom gebruik hulle, dit is Daniël en Johannes, ons praat voornamelijk van Johannes, eerder voorwerpe aangaande sy kennis, dit wat hy van weet in sy tyd 2000 jaar gelede. Johannes weet byvoorbeeld nie wat sy ding is 'n selfoon nie, nie 'n klou nie. Wel, ek toe ek 'n jong laaitie was, toe ek 'n jong man was en ons het nie geweet wat selfone nie, wat sy ding is 'n vliegtuig. Ek kan onthou toe ons seker klein landjietjies was, as daar 'n vliegtuig oorkom, hardloop ons, oomie, bring my ma, baby, 'n klein boetiekie. Dit was 'n speelery gewees. Ons het nie regtig geweet wat se vliegtuig nie. Rekenaars, nie 'n klou nie. Treine, hulle ou stoomtreine daai jare was aan die gang gewees. Atoommissiele, vuurpype, radar, of enige moderne toerusting, ons het nie 'n klou gehad nie. Want dis Johannes leef in die tyd van die donkies en die kamele. 'n Perd en 'n kameel is die vinnigste ding wat daar is. Johannes skryf oor goed wat hy sien, en hy kan nie vir hulle name gee nie. Want al wat hy kan gebruik is die diere van sy omgewing en van sy tyd. Wat Johannes dan in die gesig van Jahwe ontvang, met betrekking tot die hedendaagse manier van oorlogvoering en hedendaagse oorlogtoerusting, is dit vir hom so onbekend as wat dit vir Daniël was. So ek gesê, Daniël lewe so 600 jaar voor Johannes gelewe het. En daarom skryf Johannes dit ook in 'n grammatika waarin hy kennis het, met ander woorde 'n taal waarin hy kennis het, naamlik die goedere wat hy kan identifiseer uit sy eie omgewing en waarmee hy bekend is. Dis uiters noodsaaklik dat u die beeldspraak in hierdie skrifgedeeltes reg moet verstaan. Dis waar die ouens opgestip het. Die mense kon nie die beeldspraak verduidelik nie. Want dit is baie noodsaaklik dat verkeerde interpretasie aan hierdie 6de seël gegee kan word as die beeldspraak verkeerdelik geïnterpreteer word. Dit is so eenvoudig so dit, is so maklik soos dit. Wanneer Johannes, wanneer Yahshua die 6de seël oopmaak,
skryf Johannes van 'n massiewe groot aardbewing wat gaan plaasvind. Hy verduidelik dat die son het swart geword soos hare gesag. Hy verduidelik dat die maan het so bloed geword. Nou hierdie is die gebeurtenis van die slag van Armageddon, wanneer die verskillende vuurpyle, atoommissiel vuurpyle opgeskiet word. En die anti-batteries gebruik word om weer ander anti-vuurpyle op te skiet, sodat die ontploffings in die lug kan gebeur en dat die goed nie op die aarde val nie. Want val dit op die aarde dit ontplof, het jy 'n massiewe probleem op die aarde. Die aarde vergaan soos in onmiddellik. Dink maar wat in Hiroshima en Nagasaki gebeur toe Amerika op Japan die atoombom gegooi het. Wat onmiddellik die oorlog gestop het. So wat gebeur? Johannes sit en hy sien hierdie vuurpyle wat opskiet en ons meen Korea, Noord-Korea op die oomblik is besig om van die verskriklikste atoommissiele te toets. Hulle reken dat Noord-Korea is een van die grootste bedreigings vir wêreldvrede, want daai, ek noem hom altyd vuurpyl mannetjie. Hy wil net skiet, hy wil net oorlog maak. Maar sy vuurpyle op die oomblik kan enige plek om die aarde kan hy raakslaan. Hulle ryk afstande is langer as Amerika of Rusland se of China se. Want is al waarop hy konsentreer, atoomvuurpyle. Hy verduidelik dat daar 'n geweldige aardbewing gewees het. Hoekom? Die ontploffings. Kan jy nou verstaan as ek sê dat die boek Openbaring is nie kronologies geskryf nie? Want ek meen, as ek nou Openbaring 6 vers 9 lees hierso, by die 6de seël, dan lyk dit of die aarde nou vergaan. As die aarde mos nou vergaan, dit wat ons nou hier sien gaan gebeur, hoe gaan daar 'n groot verdrukking wees? En daar's nog 'n hele 7 jaar en 105 dae groot verdrukking, of 7 jaar, ons praat van 7 jaar, groot verdrukking wat nog moet plaasvind, voordat ons by die slag van Armageddon gaan kom. Die skale moet nog uitgegooi word. Dis nog nie een skaal uitgegooi nie, daar's 7 skale wat moet uitgegooi word. En die 7de seël moet nog oopgemaak word.